Goeienaand. Ek is bly om vir julle te sien. Ek sê altyd vir myself, daar is 'n beloning vir getrouheid. So kom ons sing saam. Die eerste een is Heer met my hele hart, lied 209. Ons sing hom 2 keer. Beter ja, dankie. Heer met my kom sing. Omdat hy goed is. Ja, ons kan dit beslis besing vanaand. OK, 2 maal. Die volgende ene, die van die wat nou die Alleluia's ken. Ek het daarmee groot geword, dit bring my die ou tye. Thank you.
Dankie. Vriende, goeienaand. Baie welkom hier. Ek hoop dit is vir jou heerlik om hier te wees. Ten spyte van die koue, dat jy ook iets van God se liefde en sy warmte hier sal ervaar. So kom ons draai gaan na mekaar toe. Kom ons sê gou vir die mense om ons hallo en welkom. En as dit lyk of jy ou bietjie koud kry, skuif maar bietjie nader. Kom ons raak rustig. Heilige Gees, kom verweef ons lippe en ons harte met stilte. Maak nou ons ore toe vir alle afleidings. Maak ons oë toe vir alle aantreklikhede. Maak ons harte toe vir versoekings. Here, bring ons tot bedaring, soos jy daai storm laat bedaar het. Maak ons stil, Here. Hou ons veilig. Laat alle onrustigheid binne in ons tot rus kom. Bedek ons in u vrede. Amen. So seker is wat julle my hand sien, my stem hoor, sê die genade en vrede vir julle van God ons Vader. Daar is nie 'n einde aan sy liefde nie. Dis elke môre net. En van die Seun wat aan die kruis vir ons kom wys het hoe ongelooflik lief hy ons het. En van die Gees wat ons herinner aan God se liefde, God se genade en God se vergifnis. Kom ons staan, dan antwoord ons hier op sy groet en dan sing ons die volgende lied nader tot die Here, al 3 verse. Skriftelik, daar is 'n foutjie, dit moet nie Handelinge 4 wees nie, maar Handelinge 2, en dan ook 'n gedeelte uit Johannes 17, Handelinge 2, ons het gisterand Handelinge 4 gelees, hè. So Handelinge 2, dit klink baie soos die gedeelte wat ons gisterand gelees het. Kom ons vra vir die Here om ook deur sy woord met ons te praat. Here God, wanneer die woord tot ons kom, steek tog u hand uit om ons aan te raak. Ons ore, ons oë, ons harte en ons monde. Laat die woord na ons toe kom. Praat met ons, Here. Amen. Handelinge 2. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.
Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En dan Johannes 17. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur en terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en U en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefhet, net soos U my liefhet. Ons lees net tot daar. Kom ons recap net gou-gou. Sondagoggend het ons gesê, ek kan nie 'n reisiger wees as ek net by die huis bly en so een keer 'n jaar gaan reis of oor reis praat of 'n dokumentêr kyk. Nee, dit moet my gewoonte wees om te reis, né? Nie gewoonte nie, die uitsondering nie. Net so met Christendom geleef word, daai liefde moet ek wys, dis 'n gewoonte, nie die uitsondering nie. Sondag aand het ons gesê, as 'n reisiger moet ek opdaag, al is ek nie lus daarvoor nie. En 3 gebede wat ons te min bid, wat ons meer gereeld kan bid, is om regtig stil te word in God se teenwoordigheid, vir die Here te vra om ons harte te breek vir dit wat sy hart breek, en om dan ook aan te meld vir diens. Gisteraand het ons gesê, my tas is te swaar, so die geheim daarvan om jou reis te geniet is, moenie te veel goed saamneem nie, want dan maak jy die reis vir jouself moeilik. Ons moet ligte reis, ophou om goed op te gaar, sodat ons boodskap swaarder kan weeg. Vanaand se tema is, ek reis nie alleen nie. Ek reis nie alleen nie. Vriende, hoekom dink jy, is jong mense, en ek wil nie eintlik jong mense uitsonder, want eintlik is dit ons almal maar so verslaaf aan WhatsApp en Telegram en Facebook en Instagram. Hoekom dink jy, is ons as mense so verslaaf aan sosiale media? Hoekom dink julle? Dis presies dit. Ons wil nie alleen wees nie. Mense is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons is gemaak vir koneksie, vir connection, vir verhoudings, vir community, vir gemeenskap van gelowiges. En in 'n verhoudingarm wêreld is hierdie die opsies waarna mense gryp. Maar dit is eintlik maar soos beskuit sonder sout en suiker. Waarom was verhoudings in die vroeë kerk soveel beter as wat dit vandag is? Dalk omdat die wêreld vandag vir ons leer om onafhanklik te wees, om krities en perfek te wees en self-sufficient en slim. En dan doen ons dit goed of dalk te goed, of ons gee voor dat ons dit goed doen, want ons is so bang dat mense sien ons is eintlik nie perfek nie. Moeder Teresa het hierdie waarheid gesê, sy sê eensaamheid is die diepste vorm van armoede. Eensaamheid is die diepste vorm van armoede. Nou soos ons die afgelope week gepraat het oor om liefde te leef, en ons is vanaand by gemeenskap en gemeenskap van gelowiges, dink ek is daar 2 motto's wat ons moet onthou en moet uitleef. Die eerste een is, don't tell them Jesus loves them till you're ready to love them too. Moenie vir mense sê Jesus is lief vir hulle, tensy jy nie ook bereid is om vir mense lief te wees nie. En natuurlik daai liefde te wys, nie, dit jy sê dit net vir hulle nie. Die tweede een is, presence makes the difference. Jou teenwoordigheid maak die verskil. Jou teenwoordigheid maak die verskil. Ons leef in 'n wêreld waar mense, oud en jong, alleen is. En ons as kerk kan iets daaraan doen. Iemand het op 'n stadium gesê, wat moet jong mense vandag met hulle lewens doen? Dan sê hy baie dinge natuurlik, maar dan sê hy die waarde ding. Hy sê, maar die mees gewaagde ding is om in 'n stabiele gemeenskappe te skep, waarin die verskriklike siekte van eensaamheid
genees kan word. Ek sê weer, die kerk is veronderstel om hierdie rol in gemeenskappe te speel. Nie net vir groot mense nie, net vir ou mense nie, nie net vir jong mense nie, maar vir almal. Kerk moet 'n plek wees waar mense tuis kan voel hulle word raak gesien en hulle word geken. En die bietjie wat ek nou van julle gemeente hoor en sien en ervaar, is julle so 'n plek. Maar ek wil eintlik sê ons moet 'n stappie verder gaan. Want ons weet wat dit is om liefgehet te word vir die mooi en die goeie dinge wat ons vir die wêreld wys. Maar daar is 'n dieper liefde wat ons ervaar wanneer ons geken en liefgehê word ook vir ons donker kant, vir ons skadukant, ook vir daai kant wat nie oukei is nie. En die kerk moet 'n plek wees waar ons eerlik is oor die mooi dinge in die lewe, maar ook oor die slegte dinge. Waar dit nie net gaan oor geloof nie, maar ook oor my twyfel en ook oor my worsteling, sonder dat ek geoordeel word daarvoor. Nou, Henry Nouwen, so professor in teologie, en op 'n stadium het hy gegaan en hy het by 'n huis vir gestremdes gaan woon, want hy het geglo hy gaan baie by hulle leer, en dit was ook so, en hy het onder andere van sy beste boeke daar geskryf, maar hy maakte die opmerking, terwyl hy daar is en hy is van die Bybel besig, het sê, ontdek dat God deur die hele Bybel besig was om ons as mense huis toe te bring, om mense nader na hom toe te bring. En dan sê hy, die meeste van ons mense is eintlik haweloos. En ons diepste motivering is vrees. Vrees vir mislukking, vrees vir vernedering en die vrees vir alleen wees. En dan noem hy nog 'n klomp ander goed. Maar dan het hy hierdie ander ding gesê wat my nogal geraak het. Hy sê, en hy kom toe agter dat in beradingssessies was dit met Christene nog erger. Dit is asof hulle met nog 'n klomp ekstra vrese rondloop. Hulle is bang vir God en hulle is bang vir die duiwel en hulle is bang vir die hel en hulle is bang vir geestelike mislukking. Vriende, ons het nodig om tuis te kom by 'n plek waar ons veilig voel. God se woning, God se familie. En dan beskryf hy 'n huis. Hy sê 'n huis is waar jy kan lag en huil, omhels en dans, lang kan slaap en rustig kan droom, eet, lees, speel, na musiek luister, saam met vriende wees. 'n Huis is waar ons kan rus en gesond word. En dis wat die kerk moet wees. So 'n huis, so 'n familie, waar mense omhels kan word, waar mense gesond kan word, waar mense tot rus kan kom, waar mense veilig kan voel. En in die Here se familie gebeur dinge anders as in die wêreld. Want ons beywer ons om te leef soos Jesus geleef het. In jou familie kan jy jouself wees. Dis waar jy behoort. Jou familie is jou lewende Facebook vriende, nie op 'n skerm nie op 'n afstand nie, mense waarna jy kan vat. Dit hoef nie bloedfamilie te wees nie. Dis die mense wat langs jou sit, dis die mense wat voor jou sit. Dis die mense wat bel as jy siek is. Dis die mense wat vir jou 'n broodjie bring as hulle besef jy het 'n besige dag gehad en hulle kan help. Vriend, hoe lyk 'n gelukkige familie? En jy nou vir my moet sê, hoe lyk 'n gelukkige familie? Wat dink julle is die eienskappe van 'n gelukkige familie? Maar nou reg of ek julle antwoord het, moenie bang wees nie. Hoe lyk 'n gelukkige familie? Help. Ken julle sulke mense? Hoe lyk 'n gelukkige familie? Wat doen hulle? Omgee, verstaan, nog, wat nog? Tyd saam spandeer. Ja, nee. Dis mense wat saam kan sing en saam kan speel en tyd hê vir feesviering en hulle kuier saam en hulle doen dinge saam en hulle geniet mekaar en as iemand presteer is almal bly en as iemand seerkry of 'n terugslag beleef dan is hulle daar vir mekaar, hulle help mekaar en hulle praat hulle verskille uit. As die Here ons sy familie noem, dan moet ons as kerk so funksioneer. Wat sê hulle, ons dien Christus bidend saam. So as 'n familie dien ons Christus hier in Bellville-Wes. Wanneer die Here se families, Here se mense soos 'n familie leef, seëvier nabyheid, warmte,
Omgee, liefde. Nie reëls nie, nie ordes nie, nie voorskrifte nie. Kom ek sê dit weer. Wanneer ons soos 'n familie wil saamleef, dan gaan dit oor warmte, omgee en liefde, nie oor 'n klomp reëls nie. Die idee van gemeenskap van gelowiges, van community, van familie, beteken dis 'n plek van aanvaarding. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, maak nie saak hoe goed of hoe sleg jy is nie. Jy's aanvaar, jy's welkom. Maar eintlik is dit 'n halwe waarheid, want mense wat vir mekaar omgee, aanvaar mekaar nie net nie. Hulle glo ook in mekaar se potensiaal en moedig mekaar aan om te groei. Nee, dis nog 'n ander ding, nee. Om mekaar aan te moedig. So kan jy sê, hoor, dis okay, jy kan op 'n afstand sit. Ek gaan nou nie te veel met jou te doen nie, maar dis nie wat familie doen nie. Ons moedig mekaar aan en om te groei. En ons eenheid met mekaar nooi die wêreld in, nie net om te kom luister nie, maar sê kom kyk hoe lyk ons eenheid met mekaar. Dit wys hierdie boodskap wat ons sê ons glo, wys ons leef dit en ons verkondig dit. Dit werk vir ons. Kom kyk hoe ons dit doen. Dit het ons Sondagoggend vir mekaar gesê, daai liefde wat ons nie oor kan praat nie, maar wat ons ook met ons dade moet wys. Ek weet nie of julle met my saam sal stem, as jy saamstem, steek dit gou jou hand op, maar die pad na 'n man se hart loop deur sy maag. Wie stem saam? Nee, goed. Ek wil 'n ander stelling maak en sê die pad na 'n stikkende en 'n verlore mens se hart ook. Die pad na 'n stikkende en verlore mens se hart ook. Een van die gewoontes van die vroeë kerk, wel van sy Handelinge lees dit op 'n paar plekke, het hulle gereelde maaltye saamgehou. Dis asof hierdie mense net meer gemaklik raak rondom 'n bord kos. En dikwels is dit so dat mense wat nie bereid is om hulle voete in die kerk te sit, geen probleem het om saam met ons te kom kuier en saam te kom eet. En ek dink julle beleef dit daar by Kruiskoffie so. Ander mense wat die kerk toe kom is bereid om daar te kom eet. By Jesus kry ons die idee dat geloofwaardigheid van hierdie boodskap van liefde toeneem na mate die afstand tussen mense krimp. Kom ek sê dit gou weer. Die geloofwaardigheid van hierdie boodskap van liefde gebeur na mate ons nader aan mekaar beweeg. Die kerk moet 'n plek wees waar mense eerlik kan soek. Goeie vrae is belangriker as goedkoop antwoorde. Want as jy nie in die kerk eerlik kan wees nie, waar anders? As jy nog hierdie dogtertjie en sit in hierdie dorp waar sy groot geword het sy gaan stap en sy het verdwaal. Nie 'n klou gehad waar sy is nie. En dan kom 'n polisieman op haar af en hy sê vir haar, maar kom ons klim in en dan gaan ek met jou rondry en as iets vir jou bekend lyk, dan help ek jou om by die huis te kom. En so ry hulle rond en uiteindelik sien sy kerk en sy sê, you can let me out now, this is my church and I can always find my home from here. In 'n aanleiding hiervan skryf iemand, dis die rede hoekom ek so naby my kerk gebly het. Maak nie saak hoe sleg ek voel nie, of hoe verlore of eensaam of bang ek voel nie. As ek die gesigte van die mense by my kerk sien, as ek hulle warm stemme hoor, dan kan ek altyd my pad huis toe vind. En dit is my gebed vir julle hier in Bellville. Dat dit vir julle hier, dat julle vir mense hier in die omgewing daardie plek sal wees. Daai koneksie, daai plek waar hulle gemeenskap sal beleef, daar waar hulle sal voel, hulle is deel van 'n familie. Want sodra die kerk sy funksie verloor om mense die rigting huis toe te wys, dan is ons nie meer kerk. Dan is ons nie meer kerk nie. Op hierdie reis waarop ek 'n reisiger is, reis ek nie alleen nie. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges wat met liefde en met omgee leef.
Daarom wees iemand wat ander soos iemand laat voel. Amen. Kom ons gee net so 'n minuut van stilte en dan sal ek vir ons afsluit. Here God, ek bring nou al die mense na U toe wat smag na liefdevolle en kreatiewe verhoudings, maar dit nie vind nie. Baie mense is alleen en eensaam en vind dit nie in 'n standhoudende vriendskap nie. Getroude mense voel gefrustreerd in hulle huwelike en skei dan om elkeen sy eie pad te loop. Daar is baie kinders wat nie met hulle ouers gesels oor dinge wat vir hulle belangrik is nie. Kinders het vreemd geword vir hulle ouers. Oral om ons sien ons mense wat honger is vir liefde en dit nie beleef nie. Daarom pleit ons vanaand, Here, kyk met deernis na ons, U skepsels. Gee asseblief vir ons die liefde. Nie net as hierdie abstrakte idee of 'n konsep nie, maar as 'n lewende ervaring. Ons kan mekaar net lief hê omdat U ons eerste lief gehad het. Laat ons daardie eerste liefde ken, dit uitleef. 'n Liefde sonder voorwaardes, 'n liefde sonder beperkings. Here, maak asseblief nie mense weer heel wat binnekant so vreeslik seer gekry het. Hulle wat verwerp voel dat hulle verkeerd verstaan is of misbruik is. Bewys vir hulle U helende liefde deur ons en help hulle op hierdie pad van vergifnis en versoening. Hier is ons, Here, ons meld aan vir diens, gebruik ons om U familie te wees hier in Bellville. Mag dit wees dat mense wat hierheen kom, welkom en veilig sal voel. Sal voel hulle word geken en raak gesien en liefgehê. Nie net vir die mooi wat hulle doen nie, maar ook ten spyte van die donker en die skadukant. Gebruik ons, Here. Amen. Kom ons staan vir ons temalied.
En ontvang ook die seën van die Here. Mag jy net 'n hoorder van liefde wees, maar ook 'n doener daarvan. Nie net 'n reisbeplanner nie, maar 'n reisiger. Nie net 'n waarnemer van genade nie, maar ook 'n draer daarvan. Mag jou lewe 'n getuienis wees van God se hand op jou reis. Mag die Here jou seën van nou af tot in ewigheid.